Hallo weer vriende, welkom by jou nuutste langtermyn weervoorspelling. Dit is Oktober maand, soos Leo Leipold skryf, die mooiste maand, maar hierdie lente kom stadig uit die blokke met die reenseisoen wat maar stadig begin. Tog wys tekens van 'n swak La Nina op 'n groter kans vir bo-gemiddelde somerreën, wat goeie nuus is vir weidings en aanplantings, maar die damme in die noordooste van Suid-Afrika staan reeds vol, wat ekstra risiko kan inhou as die reenseisoen so nat uitspeel soos verwag. Dit alles en nog meer in jou nuutste langtermyn weervoorspelling met trots aan jou gebring deur landbou.com, so bly ingeskakel. Ons begin met 'n kykie na jou persentasie van normale neerslag vir die maand van September en soos ons kan sien in die bruin kleure was ondergemiddelde reën waargeneem oor groot dele van die land met twee boligstelsels wat teen die einde van die maand bo-gemiddelde reën gebring het vir die noorde van die Noord-Kaap en die suide van Namibië. Bo-gemiddelde reën is ook waargeneem oor dele van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en die ooste van Mpumalanga en alhoewel dit gereën het teen die einde van die maand in en om Gauteng, bly dit maar droër as normaal in die gebied, met droër as normale toestande wat steeds voortduur rondom die Suid-Kaap. As ons kyk na jou nuutste damvlakke oor dele van die Wes en die Oos-Kaap, lyk die damme goed oor die verre westelike gedeeltes van die Wes-Kaap, waar die damme vol of amper vol is, maar die damvlakke bly daal hier rondom die Suid-Kaap, met die reënkanse wat maar skraal lyk. Gelukkig val die Suid-Kaap in 'n heel jaar reënvalstreek, so daar is nog hoop vir goeie reën hierdie somerseisoen. As ons dan vorentoe kyk na die res van lente en die begin van somer, wys die Suid-Afrikaanse Weerdiens 'n moontlike neerslagkaart dat bo-gemiddelde reën kan voorkom op plekke in die noordooste, die suidooste en die suidweste van die land, met ondergemiddelde reën wat verwag word oor dele van die Noord-Kaap en die Vrystaat. Die Universiteit van Pretoria se voorspelling stem saam met die bo-gemiddelde reën wat verwag word op plekke in die noordooste, maar stem nie heeltemal saam met die voorspelling in die Noord- en die Suidwes-Kaap nie en wys ook ondergemiddelde reën op plekke in die Wes- en die Oos-Kaap. As ons dan kyk na jou temperatuurvooruitsigte vir die res van lente en die begin van somer, lyk dit of dit bo-gemiddeld warm sal wees in hierdie rooi kleure wat ons kan sien oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes van die land, met koeler weer wat verwag word hier in die suidweste, maar hierdie rooi strokie wat deurkom oor die verre suidwestelike gedeeltes van die Wes-Kaap wat bo-gemiddelde temperature aandui, en ons sien dieselfde tendens as ons kyk na die Universiteit van Pretoria se kaarte, waar ons kan sien bo-gemiddelde temperature word die res van lente en die begin van somer verwag oor die sentrale en noordooste, met ondergemiddelde temperature oor dele van die Noord- en die Wes-Kaap, behalwe hier in die verre suidweste waar ons ook hierdie geel kleure sien wat bo-gemiddelde temperature kan aandui. As ons dan beweeg na die Stille Oseaan en kyk wat hier gebeur, kan ons duidelik hierdie ligte blou kleure sien wat koeler as normale seeoppervlaktemperature aandui met 'n swak La Nina wat sal ontwikkel, wat tipies die kanse vir bo-normale reën oor die somerreënvalgebied verhoog, en beide die Suid-Afrikaanse Weerdiens en die Universiteit van Pretoria wys hierdie prentjie duidelik in hulle somer neerslagvoorspelling. Dit is nou Desember, Januarie en Februarie se moontlike neerslag, en ons kan duidelik hierdie donkergroen kleure sien oor die noordooste van die land wat bo-gemiddelde reën aandui, met donkerder blou kleure wat voorkom oor die noordooste van die land as ons kyk na die Universiteit van Pretoria se voorspelling. Nou, alhoewel ons baie dankbaar is vir die reën wat verwag word, kan ons sien dat die groot damme oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes van die land byna vol of stampvol is vir al die Valdam, en inteendeel is die Valdam die volste nog in die laaste dekade spesifiek vir September maand, met die dam wat tans op 102% vol staan teenoor die res van die jare voor dit. Daar is ook 'n duidelike korrelasie tussen die damvlak en die ENSO-toestand. Ons kan sien in El Niño jare was die damvlak heelwat laer na die winter in September, waar La Nina jare duidelik hoër damvlakke toon. Met 'n moontlike swak La Nina hierdie somer is daar groter kans op oorstromings met min spasie vir ekstra invloei kan bo-gemiddelde reëns tot vloede lei. Die damme sal dus fyn bestuur moet word die volgende seisoen. As ons dan op 'n week tot week basis kyk na Oktober maand se reënvalafwykings, kan ons sien dat bo-gemiddelde reën verwag word op plekke in Mpumalanga en Limpopo, sowel as die kus van KwaZulu-Natal, met ondergemiddelde reën in die bruin kleure oor die sentrale en suide van die land. Die tweede week van Oktober lyk droog rondom die Ooskus met 'n kolletjie bo-gemiddelde reën op plekke in Mpumalanga.
Teen die derde week verwag ons bo-gemiddelde reën oor die sentrale gedeeltes van die land met gemiddelde reën wat verwag word oor die res van die land en dan teen die vierde week verwag ons steeds gemiddelde reën oor die grootste gedeeltes van die land met kolletjies onder gemiddelde reën hier oor dele van die Vrystaat sowel as in Mpumalanga en Limpopo. In kort, die lente het stadig weggespring en Oktober kan nog effens wankelrig voel, maar die kanse op somerreën verbeter veral as La Nina toestande wel inskop. Die groot storie is risikobestuur. Die damme staan reeds vol, so samewerking tussen owerhede en die publiek oor vloedbeheer en beplanning bly die sleutel. Dis hier waar die seisoen takties word.